hoes en hoes. Dit voel asof jou longe wil ontplof, né? Daai aanhoudende krapperigheid in jou keel, die gevoel wat jou snags wakker hou en jou hele dag opmors. Dit kan wees as gevolg van 'n gewone verkoue, griep of dalk 'n allergie. Maar voor jy dadelik na die apteek hardloop, weet dat ons voorouers al vir jare lank wysheid het oor natuurlike middels. Vandag gaan ons deur daai ou boererate gaan wat direk uit ouma se kombuis kom. Maak 'n koppie tee vir jouself en kom saam. Eerstens, kom ons praat oor die goue elixir van die natuur, heuning. Heuning is nie net lekker nie, dit is ook bekend as 'n kragtige hoesonderdrukker. Navorsing het al gewys dat heuning net so effektief kan wees soos van daai hoesmedisyne wat jy by die winkel koop. Maar hoekom? Wel, hier is die rede. Eerstens bedek heuning jou keel met 'n lekker streelende laagie wat irritasie verminder. Dit help om daai krapperigheid weg te vat en die hoes te stop. Tweedens het heuning natuurlike antibakteriële eienskappe, so dit kan help om infeksies te beveg wat dalk die hoes veroorsaak. En laastens, heuning kan help om slaim los te maak, so dis makliker om dit uit te hoes. Dis reg, hier is 'n paar maniere hoe jy dit kan gebruik. Een van die maklikste is heuning en suurlemoentee. Meng 2 eetlepels heuning en die sap van 'n halwe suurlemoen in 'n koppie warm water. Drink hierdie tee 2 tot 3 keer 'n dag. Dis nie net lekker nie, dit is ook baie goed vir jou. 'n Ander opsie is heuning en gimmertee. Meng 1 eetlepel heuning en 'n teelepel gerasperde gimmer in 'n koppie warm water. Laat dit vir so 5 minute trek. Hierdie een het 'n bietjie 'n skop en werk fantasties vir die hoes. Of jy kan 'n hoop heuningstroop maak. Meng 'n halwe koppie heuning met 'n kwart koppie suurlemoensap en 'n kwart koppie water. Neem 1 eetlepel van die stroop elke paar uur. Onthou net, gebruik rou, onverwerkte heuning as jy kan, want dis die beste. En moenie heuning vir kinders onder 1 jaar gee nie. As jy diabetes het, praat eers met jou dokter. Kom ons praat oor gimmer. Dis nie net 'n smaaklike spesery nie, maar ook 'n kragtige anti-inflammatoriese middel. Gimmer bevat sekere komponente wat gingerols genoem word, wat help om die swelling in jou ligweë te verminder. Dis hoekom dit so goed is vir die hoes. Die maklikste manier om dit te gebruik is om gimmertee te maak. Sny 'n stukkie gimmerwortel van so 2 cm, skil dit en sny dit in dun skyfies. Voeg die skyfies by 'n koppie kookwater en laat dit vir 10 minute trek. Jy kan heuning en suurlemoen byvoeg vir ekstra smaak en lop. 'n Ander manier is 'n gimmerinfusie. Voeg 'n paar skyfies gimmer by 'n kan warm water en laat dit oornag trek. Drink dit die volgende dag. Sommige mense gooi selfs 'n paar eetlepels gerasperde gimmer in 'n warm bad en week daarin vir 20 minute om al die goedheid in te kry. As jy op soek is na iets wat vinnig help, probeer stoombadterapie. Dit is so eenvoudig maar so effektief. Die warm stoom help om slaim los te maak en die lugweë oop te maak, wat dit baie makliker maak om asem te haal en te hoes. Die stoom is soos 'n warm kombuisie vir jou seer keel en longe. Hier is hoe jy dit doen. Vat 'n bak en vul dit met kookwater, leun oor die bak met 'n handdoek oor jou kop om die stoom vas te vang. Asem die stoom vir 10 tot 15 minute in. As jy wil, kan jy 'n paar druppels eukaliptus of peppermintolie by die water voeg. Hierdie olies het antibakteriële en antivirale eienskappe wat kan help om infeksies te beveg. Wees versigtig en moenie te naby aan die kookwater leun nie. Hou kinders weg. As jy asma het, praat eers met jou dokter. Daar is ook baie ander lekker boererate. Een wat baie mense gebruik is eie en heuningstroop. Dis die kombinasie van die natuurlike antibiotiese eienskappe van eie met die streelende effek van heuning. Of jy kan timotee probeer. Timie het antibakteriële en antivirale eienskappe en kan help om die hoesrefleks te stop. 'n Ander baie ou triek is om te gorgel met soutwater. Dit streel jou keel en verminder irritasie. Sommige mense drink 'n bietjie verdunde appelasyn om slaim los te maak en die pH-balans in die liggaam te herstel. En dan natuurlik knoffel. Knoffel het antivirale en antibakteriële eienskappe en kan help om infeksies te beveg wat hoes veroorsaak. So, moenie dat 'n hoes jou onderkry nie. Daar is soveel natuurlike maniere om dit te hanteer. Onthou net, nie alles werk vir almal nie, so eksperimenteer 'n bietjie om te sien wat die beste vir jou werk. Laat weet my as jy 'n resep of iets probeer het. Maar die belangrikste ding om te onthou is hierdie. Boererate kan 'n groot hulp wees, maar dit vervang nie mediese advies nie. As jou hoes aanhou of erger word, moet jy definitief jou dokter gaan sien. Dis al vir nou. Hoop jy word gou gesond. Onthou om te like en te subscribe.